If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me, until I'm standing with you in the sun. I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. Namens die gesin en familie, eerstens aan Philip. Philip, ons kinders en familie wil vir jou baie dankie sê, dat jy Chrissy so lief gehad het. Dankie dat jy altyd daar was vir haar, en ons wil jou ewig dankbaar wees, ons sal jou ewig dankbaar wees. Dankie vir al jou hulp en bystand, en al die reëlings wat jy gemaak het, in die moeilike tyd. Dan aan die familie en vriende, dankie vir elke boodskap, dankie vir elke oproep, en die gesin en die kinders almal sê, hulle waardeer elke een. Dankie vir die familie en vriende wat ook sterk gestaan het in die tyd, wat mekaar kon ondersteun,
en reëlings tref of gehelp het daarmee ook in hierdie hartseer tyd. Aan Elbie, ou Maria en Cindy, dankie vir die kerkreëlings, dankie vir die eetgoedjies, die verversings, dankie vir julle tyd en moeite met die videoklip. Aan Koti, dankie vir jou hulp, ook met die videoklips, dit word baie waardeer. Dan aan Renet, Daleen en Jolandra, dankie vir julle hulp met die verversings. Dan aan JP, baie dankie vir jou ook, vir jou bydrae, vir jou liefde en vir jou ondersteuning. Dan wil ons ook baie dankie sê aan Dominee Wouter en die leierskap van die NG Kerk Wonderboomppoort, dat julle fasiliteite beskikbaar gemaak het, en dat julle so 'n ondersteunende hand was in hierdie moeilike tyd. As ook dan aan die begrafnisondernemers van Mosaïek, Corneille, ons wil vir jou dankie sê, dat jy so vinnig ons ma, Chrissy, sy liggaam kom verwyder het, en bewaak het. Dankie vir die regmaak van Chrissy, dankie vir al jou simpatie, omgee en hulp, as ook jou ondersteuning. Ons waardeer alles wat jy vir ons gedoen het, en baie dankie vir jou baie goeie diens. En dan laastens dankie aan elke persoon wat hulle harte oopgemaak het toe ons die nodigste gehad het. Dankie dat ons vandag kan afskeid neem van Chrissy en wens ek kan elkeen se naam hier genoem het, maar weet net, dit is in ons harte en ons sluit altyd by ons saamdra. Baie dankie. Ek lees vir ons vanoggend, of ek maak die diens ook vanoggend met die volgende skrif, Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters van rus lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Nou gaan ek ook in die dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf vertroos my. U berei die tafel voor in die aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. En net die goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in die lente van dae. Ek gaan vra dat ons net staan vir die openingsgebed. Vader, ons dankie dat ons vandag hier kan kom in die naam van die Seun Jesus. En Here, al is die dag 'n dag van tranendal, 'n dag van hartseer, is dit ook 'n dag van hoop. Met die wete dat U is in die persoon van die Heilige Gees om ons te kom vertroos. En daarom bid ek nou, Here, dat soos ons in hierdie diens gaan, dat U elke hart sal aanraak, dat U by ons sal wees om vertroosting te bring, en dat hierdie diens sal seën, Here, sodat U naam nog steeds sal hoog gemaak word hierin, en dat U nog steeds al die eer en lof sal kry. Ons dank U voor, Here, ek bid vandag vir die familie, ek bid vandag vir die kinders, versterk hulle, wees by hulle, en vertroos hulle, is my gebed in Jesus naam. Amen. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,
Come on. That God, His Son, our Spirit. Come on. I scarce can take it, but on that cross, would you lift your voice? Come on. He bled and died to take away my sin. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou, how great Thou art. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou Then Christ shall come with shout of acclamation and lead me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow, I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great Thou art. Oh yes, then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, we sing, how great Thou art, how great Thou art. Oh, we sing, this is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Come on, for the last time tonight we sing out. This is my soul. Ek gaan vra dat Albie asseblief vir ons vorentoe kom om net vir ons die lewensverhaal Dis 'n diep asemhaal. Dit is nie maklik nie. Ek het 100 goed geskryf. En nie een van die goed wat ek geskryf het ek geweet gaan ek kan lees nie. So ek gaan praat uit my hart uit, soos ek my sussie onthou. Toe ons klein was ons nie baie close nie, ek moet dit eerlik erken. Sy was siek en dit het nie altyd, weet, partykeer maak siekte mens ongeduldig en dan het ek nie altyd daai geduld gehad om met as 'n klein dogtertjie te speel nie. Dis waar my boetie Rudy inkom. Hy is die boetie na my intussen Krietjie. Hy was meer daar vir haar tot op die ouderdom van so 10, 11. Wat sy na koshuis toe gegaan het by Hartbeespoort dan in Meerhof.
En dit is waar my en Kriekie se verhouding ten diepte begin het. Baie diep begin het. Ons het swaar tye gehad, ek en my sussie, my boeties. Maar ons het daardeur gekom en ons is vandag goeie, ordentlike mense. En van Kriekie wil ek praat van haar flamboyante persoonlikheid. Haar hare was altyd pers, altyd turquoise. Sy was hierdie pixie girl wat net nie 'n saak met die wêreld gehad het wat mense van haar dink nie. Maar sy was my beste en my klouste vriendin gewees. Sy het baie vriende gehad en ek ook, maar op die einde van die dag kon ek enige tyd die foon optel. Sy was die luisteraar, ek was die prater. Soms het sy raad gegee, soms moes ek ook raad gee. Toe my kinders klein was, my seun en my dogter, het sy baie by ons aan huis gebly. En ek het nou nog gesien en hy is autisties en sy naam is Trevor. En gewoonlik hoor jy in die huis, Trevor. Nou dit was Kriekie gewees voor Trevor gekom het. Want as sy doeke moes skoonmaak of melk gee of goed moes doen en ek is te moe gewees vir alles wat in die nag was, het ek geskree, Kriekie, die van korte bottel, Kriekie, ruil nie Lonnie se doeke om. Sy was ook die eerste persoon wat my seun se hare gesny het. En ek sal nooit vergeet, sy het sy oorhaal gesny. En dit was vir hom baie erg. Hy het dit vir altyd, dink ek, so 'n bietjie in sy agterkop gehad. Sy was ons almal se haarkapser gewees. Sy het altyd gesê as ons hare doen, wie is die haarkapper en wie is jy? Jy is die kliënt, jy doen wat ek sê. En dit was Kriekie gewees. Ons het baie jong dinge saam gedoen, wat almal van, ek dink as ons jonk is, stout is, saam gedans, saam gekuier. Maar elke keer het sy teruggekom as daar insidente in haar lewe was wat haar negatief gemaak het of seer gemaak het in die lewe. En toe draai die bordjies om. Toe sit nie meer Kriekie die doeke en Kriekie die bottels nie. Toe word haar kinders my kinders. Vir elke situasie wat daar was, het die deure oopgestaan. En my sussie en haar kinders was in my huis. As daar situasies ontstaan het wat sy nie meer geweet het hoe om te cope nie, of die kinders het nie meer geweet hoe om te cope nie, was ek daar. En in my hart was sy vir my meer 'n kind tot op die ouderdom waar sy op 'n punt gekom het om vir my te sê, ek is nie meer jou kind nie, ek is nou jou sussie. En dit was moeilik om dit te aanvaar. Ek het swaar gekry, maar ek het dit oorleef. Ek het baie goed om te sê, maar my dogter het my voor die tyd gesê, ma, kort en kragtig en nie te lank. So, laat ek nou maar net sê, sy was my enigste sussie, was baie lief vir haar. Ek gaan nou verskriklik baie mis. Ek het 'n brief geskryf waarin ek sê, dit is donker in die gang. Ek het nie gedink, sy gaan voor my te sterwe kom nie. Ek wou haar amper kwaadlik neem daaroor, maar die wil van die Here moes in hierdie pad gaan. En ek is ook net bly dat ek weet, wat ek weet, is dat die Here daar is om hierdie pad wat vorentoe moet gaan, elke nuwe môre en elke nuwe nag en elke nuwe aand. Vir elkeen van julle kinders, Philip, waar is jy? Hi Philip. Julle moet vashou aan Jesus. Hy is die rots, hy is die enigste persoon wat op hierdie stadium elke oggend en middag en aand en die nag by julle gaan wees. Die nagte is lank, dit is donker, daar's goed wat jou herinner. Ek ervaar dit reeds, maar as ons almal saam staan en ons deure is oop en ons harte is oop, kan ons almal saam deur hierdie ding kom. So, Hulde blyk aan die beste eerste suster wat ek ooit kon gehad het, om vir wie ek die heel liefste op die hele aarde gehad het. Kriekie. En Amaria ook gevra, sy wil 'n paar woorde graag deel.
Barbie het nou die beste en die mooiste gesê en ek stem met alles wat sy gesê het saam. Die afgelope 20 jaar het ons in die Kaap gebly, so ek en Kriek het nie baie 'n verhouding gehad die afgelope 20 jaar nie. So nou en dan as ons kom kuier het, dan was ons so rukkie by mekaar. Maar ek wil eintlik wat ek wil graag sê is, hoekom is haar naam Chrissy, maar noem ons haar Kriekie? Toe sy 'n klein babietjie was, het sy nie gehuil, dit het nie geklink soos 'n babietjie, gewone babietjie wat huil nie. Sy het so 'n skril stemmetjie gehad, wat gesê dit het geklink of dit 'n kriek is. En dit het tot gevolg gehad, dat ons haar eventually toe nou Kriekie genoem het. Die familie, vriende en ja, my kollegas en mense wie sy, wat vir wie sy hare sy gedoen het, ken na as Chrissy. Maar ons as haar ma, boeties, sissies, kinders, almal het haar geken as Kriekie. As ons gepraat het van Kriekie, het hulle dadelik geweet van wie ons praat. So al wat ek wil byvoeg is, dat sy was die swangerskap, terwyl ek met haar swanger was dit alles baie maklik, maar sy het baie skielik gebore en terwyl ek swanger was, het die dokter die hele tyd vir my gesê, mevrou, jou niere, jy moet jou niere oppas, want dit lyk asof jy kan dalk nierstype kry. En dit het toe gebeur, toe sy gebore is, het hulle haar onmiddellik weggevat en ek het 'n floute gekry en maar die 7 dae wat ek in die hospitaal, daai jare moes mense nog 7 dae in die hospitaal hê. Daai 7 dae het hulle my onder verdowing gehou en kon ek haar nie borsvoed of haar daai eerste 7 dae in die hospitaal haar versorg soos 'n moeder nie. Maar toe ek ontslaan word, want hulle het my onder verdowingsmiddels gesit en om te keer dat ek nierstype kry. In elk geval toe die 7 dae verby is en ek word ontslaan en hier moet ek met Rudy was toe maar 1 jaar oud en toe het ek met 2 babietjies, 1 groot babietjie en 1 klein babietjie en 'n kleuter vir Elbie. En dit was nie vir my maklike tye om die 3 kinders te koester en vir hulle lief te wees en dinge te doen nie, maar ek wil net sê, omdat Kriekie so 'n stil, rustige kind was, en ons self daai stadium het ons nog nie geweet sy siek nie, eers toe sy kon begin kruip, en sy uitgaan in die son, toe begin sy haar siekte te voorskyn kom, en ons het baie gesukkel om eventually uit te vind wat met Kera. Maar dit is 'n ongeneeslike siekte wat sy gehad het, sy moes geleer het om daarmee saam te lewe, en haar kinders weet, almal weet, moet as jy wil gaan vakansie hou, sy moet uit die son uit bly, sy mag nie naby son kom nie, en dit was vir haar baie sosiaal, moes hulle, die kinders leer, om hulle mamma, is nie altyd daar, om saam met hulle te hardloop en in die see te gaan swem, of wat ook al nie, maar so het hulle geleer, en so het hulle, so ek kan nou meer net oor haar babietjie en kinderjare praat, en so het Elbie nou gesê, die koshuis wat nou uiteindelik so negatiewe uitwerking gehad het op die hele huisgesin, maar ons gaan nie nou daaroor dit nie, maar ons dank die Here vir die lewe wat ons gehad het, toe sy gediagnoseer is met die siekte, toe het die dokter daai tyd vir my gesê, mevrou, jy moet maar weet, sy gaan nie oud word nie. En ek het nie gedink, dat sy op 51, na ons Hemelse Vader toe, en daarvoor kan ek self 'n getuienis wees, dat sy haar hart vir die Here gegee het. Ek dank die Here, sy het haar hart vir die Here gegee. Halleluja, gee God al die eer. Daaroor is ons dankbaar en weet ons, sy's nou in die hemel. Amen, dankie julle. Baie dankie.
I bet you could have used a minute, just a little time alone. But you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. I come to you with all my secrets, and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us, no place where I don't feel your love. You say I'm the gift that heaven gave you, but mama, I'm the lucky one. 'Cause when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. If I'm ever a mother, I wanna be like you. If He picks me from the others, I'm gonna try to fill your shoes. 'Cause mama, you're my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. Yeah, He was being... Baie dankie. Ek gaan vra dat ons vandag so 'n bietjie iets anders te doen en almal net hulle oë toemaak vir so 'n paar sekondes. Baie keer as ons by 'n begrafnisdiens kom, dan is daar soveel dinge wat in ons kop aangaan, soveel herinneringe, dalk woorde wat gesê was, maar ek wil vandag hê dat ons onthou dat vandag gaan oor Kriek. Dit gaan oor haar lewe. En ek wil hê ons moet vandag daar waar jy sit met jou oë toe, bring daai een herinnering op wat jou altyd laat lag het oor haar. Net daai enetjie wat jy net kon sê, ja, dit was Kriek. En kom ons hou vas aan daai prentjie vandag, dat soos die diens aangaan vandag, dat ons besluit om haar lewe te vier, vir die goeie wat sy vir ons gedoen het, die kere wat sy ons gehelp het, die kere wat sy ons laat lag het, die kere wat sy daar was vir ons, en kom ons besluit dan vandag om die goed wat nie goed was nie te vergeet, maar eerder dan vandag om te celebrate, soos hulle sê in Engels, alles wat sy vir ons gedoen het, en die persoon vir wie sy was. Dankie, ek kan jou ouma oopmaak. Ek lees dan vir julle volgende Johannes 14:1-3 wat sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God en glo ook in my. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Maar ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het en die plek vir julle berei het, dan kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Daar is baie dinge in die lewe wat ons nie altyd sal verstaan nie. Sekere dinge los ons baie keer met meer vrae as met antwoorde. Maar dit is in die tye waar ons net ons vertroue en ons geloof in God kan plaas en te harte neem
dat God beter weet as ons. Hy vra nie altyd dat ons hom moet verstaan nie, maar God vra wel dat ons hom moet vertrou. En om te vertrou dat hy weet wat die beste is, en dat God se goeie pa altyd ons belange op sy hart dra. Ek bemoedig julle bietjie met die volgende vraag. So 2-3 jaar terug, toe Kriek ook baie naby aan die dood was, het ek al gaan besoek in 'n hospitaal. En ek het nou gekyk en gedink, Here, ek kan nie dink dat sy te lank gaan lewe nie, maar ek het nog steeds vir haar gaan bid. En die Here het haar gered en die Here het haar gehelp. En daarna het sy met my gedeel die ervaring wat sy beleef het in daai oomblik toe ons vir haar bedien het. En daarna het ek die gevoel gehad en ek geweet, Here, die lewe wat sy nou gelewe vir die volgende paar jaar is genadetyd. En dit is tyd wat U vir haar gegee het om te gaan regmaak met familie en vriende. Tyd ook om met hulle te gaan deel wat sy ervaar het. Sodat die wat sy dalk gaan agterlos, weer haar sal kan sien eendag deur hulle eie lewens reg te kry. En dit was met die gedagte dat ek alle vrede gehad het. Dat vandag se diens is nie 'n diens van rou en van hartseer nie, maar 'n diens van bly wees en 'n diens van ons sien jou weer. En daarmee bemoedig ek julle met dit, dat julle daai sal vashou in julle hart om te weet dat ek het volle vertrou dat Kriek is waar sy moet wees. En dit is ons doen wat die Here van ons verwag. Dat vandag nie tot ziens is nie, maar dat vandag is sien jou later. Matteus 5:4 sê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. As jy nou die skrif kyk en jy gaan kyk wat die woord vertroos daar beteken, dit is dieselfde woord wat jy kry wanneer ons praat oor die Heilige Gees. En die woord sê die Here eintlik vir ons, dat vandag die Heilige Gees bring God vir julle vertroosting. En as julle julle harte vandag sal oopmaak, sal God julle kom vertroos, en die trane wat daar is, en die seer wat daar is, sal God vandag daarna kyk. En 1 Tessalonisense sê die Here, maar broeders, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die wat geen hoop het nie. Maar as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal ons God ook so, die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. En wanneer ons die stuk lees, dan sê die apostel Paulus vir ons 'n paar dinge wat ons kan te harte neem. En dis dinge wat ek vandag by julle wil los, as vriende en familie, dat wanneer julle klaar is vandag, dat hierdie by julle sal bly en julle sal bemoedig in die tyd hierna, wanneer daai gedagtes terugkom, of wanneer daar leemtes is waar Kriek gewoonlik in daai leemte was. Paulus skryf vandag iets hierso waar hy sê, moenie treur soos die wat nie hoop het nie. Hy sê nie moenie treur nie. Hy sê ook nie moenie huil nie. Hy sê maar dan wanneer as jy huil en wanneer as jy treur, moenie doen soos die wat geen hoop het nie. Maar wat is die hoop dan wat Paulus hiervan praat? As ons moet treur soos die wat hoop het, wat is daai hoop? Hoe lyk daai hoop? En hoekom maak dit vir ons wat agterbly soveel makliker? Daai woord hoop beteken dit is 'n gevoel van verwagting. Dit is 'n begeerte dat 'n spesifieke ding moet gebeur. En dit is 'n gevoel van vertroue. Wat is die spesifieke ding? Wat is die ding wat ons kan verwag? Dit is die volgende. Dat Kriek nie dood is nie, dat sy net nou by Jesus is. En dat die van ons wat Jesus in ons harte het, haar binnekort weer sal sien. Daai is die hoop wat vir ons dan maak dat ons nie vandag kan sê goodbye nie. Ons sê vandag tot weersiens. En ek bid vandag dat daai hoop in jou hart is. En as jy vandag hier sit en Jesus is nog nie jou saligmaker nie, en jy ken nie die hoop nie, bid ek dat vandag in hierdie diens, dat Kriek nog vir eenmaal iets in jou lewe kan beteken, en dit is om Jesus aan jou nog te kan bekendstel, sodat waar sy is, jy ook sal wees in die toekoms. Paulus sê, moenie wanhoopig wees nie. Hy sê, ek bemoedig julle vandag. Hy sê, binnekort sal julle haar weer sien. En daarmee bid ek vandag dat die Heilige Gees elkeen vandag jy sal vertroos. Dat daai hoop in elke hart sal wees. En dat elkeen in julle vandag as julle hier klaar sal weet, Here, dankie dat U vandag iets gedoen het wat geen pil, geen dokter, geen persoon kon doen nie. En dit is om 'n wond wat nie gesien is nie, te kan genees. As daar 'n paar dinge is wat Kriek se lewe ons weer leer vandag, is dit die volgende, en ek vra dat julle luister hierna. Die eerste ene is, ons lewe is nie in ons eie hande nie. Dit is baie belangrik dat elkeen vandag is dit besef, dat niemand van ons weet wanneer dit ons tyd is, en wanneer God bepaal jou lewe op aarde klaar is nie. Die Bybel sê dat ons kan nie eers 'n dag vooruit dink nie, maar dat elke dag is 'n gawe van God af. Maar haar diens vandag is weer eens vir ons herinnering,
dat ons lewe is in God se hande en hy bepaal wanneer ons tyd klaar is op die aarde. Die tweede ding dan is juist dan wat hierop volg is dat jou tyd is nie verseker nie. Verskoon my. Tyd is nie verseker nie. Jy weet nie of jy môre gaan sing nie. Jy weet nie of jy vanaand gaan sing nie. Maar wat jy wel kan weet is dat as jou tyd leegloop, vir wie jy gaan sing. En dit is 'n keuse wat vandag ek by elke hart en elke gedagte wil los, dat net soos jy vandag weet of tyd nie verseker is nie, maak seker dat jy weet wie is verseker. Dat sou jou tyd klaarmaak. Die derde ding wat ons vandag hier kan wegvat is dit, maak seker jy belê op die regte plek terwyl jy nog tyd het. Maak seker as vandag jou laaste sou wees, wat met jou gaan gebeur hierna. Maak seker dat die wie in jou lewe is, nou weet dat jy's lief vir hulle. Moenie wag tot volgende weekie, moenie wag tot volgende maand nie, moenie wag tot volgende jaar nie. Maak vandag seker dat die mense wie vir jou iets beteken in jou lewe, die mense vir wie jy lief is, dat hulle weet jy is lief vir hulle. Moet ek jy wag tot môre of vanaand of volgende jaar voor jy ook dan vir hulle gaan sê jy's jammer, of maak reg nou met wie jy kan regmaak, want jy weet nie of jy môre het nie. Maak ook seker dat jy weet God het jou lief. Maak seker dat jy belê by God. En moenie van die geleentheid misbruik maak om vandag reg te maak met hom nie. Johannes 3 vers 16 sê die volgende: Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ek wil vandag ek wil vra dat jy oë toemaak, soos ek my gedeelte van die diens afsluit. Wil ek seker maak dat soos jy hier sit vandag met al die emosies wat aangaan, en dalk miskien vir van ons is daar onsekerheid, en dalk miskien vir van ons is daar twyfel. Maar ek bid vandag dat die Heilige Gees, as die Gees van waarheid in jou hart sal praat. En jy sit dalk vandag en jy sê, pastoor, ek weet nie eens as ek vanaand, as ek moet dalk lê waar Kriek lê, of ek gaan wees by Jesus nie, gaan hierdie woorde oor my diens ook gespreek word. Gaan die pastoor wat my diens behartig ook met soveel vertroue kan sê, ek weet waar hy is, en ek weet waar sy is. Die Bybel sê nie dat as ons van God weet, dat ons weer Jesus sal sien nie. Hy sê, as ons hom ken, as ons hart in hom gegee het, en so vandag soos jy hier sit, en daar's dalk twyfel by jou, wil ek jou die geleentheid gee om vandag jou lewe met God reg te maak. Laat dit dan vandag die laaste ding wees wat Kriek in jou lewe vir jou kan beteken, is om jou 'n kans te gee, dat wanneer jy uitstap, dat jy die versekerheid het, dat my lewe is reg, en nie net sal ek vir Jesus sing nie, maar ek sal ook weer vir Kriek sing. En as jy hier sit vandag, en jy is nie oortuig nie, en jy voel jy moet bid hieroor, en jou lewe reg kry, wil ek jou uitnooi, dat na die diens sal ek hier voor op die kansel bly, en jy kan na my toe kom, en ek sal saam met jou bid, en ek sal jou help om sekerheid te in jou hart, dat wie jy moet vergewe, dat jy hulle vergewe het, dat waar jou hart dalk vir die Here wil gee, dat jy vandag daai besluit maak, en nie wag tot môre nie. En mag dit dan vandag vir jou vertroosting om te weet, dat nie net is Kriek op die regte plek nie, maar jy is ook op pad soontoe. Here, ek vra vandag, soos ons oë toe is hierso, en die gedagtes deur ons harte gaan, dat U vandag die stem sal wees wat ons hoor. Nie die stem van onvergifnis nie, nie die stem van kwaad nie, nie die stem van twyfel nie, maar die stem van vertroosting, en die stem van liefde. Here, laat U stem vandag die stem wees wat elke persoon vandag hier hoor. En mag ons U die plek gee in ons harte vandag, wat net U verdien om te hê. Ek bid dit vandag in die naam van Jesus. Baie dankie. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie's die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige
wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Maar dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, kyk hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, kyk hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Dit het die Here van die hemel en aarde behaag om van ons weg te neem, ons geliefde Chrissy Bester, in die ouderdom van 51 jaar. In die dae wat kom sal ons na haar verlang en haar mis, maar daar is 'n stilte en berusting in ons harte, omdat ons weet dat ons hemelse Vader nooit 'n fout maak nie. Ons is dankbaar vir die magdom van te ere en te soete herinneringe wat ons van haar het en wat altyd in ere gehou sal word. Haar plek sal altyd leeg wees, maar ons berus ons in die wil van die Here en daarom roep ons saam uit met die gelowige Job: die Here het gegee, die Here het geneem, loof die naam van die Here, van familie en vriende. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. You always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for
face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing just jealous of the angels around the throne tonight. Amen. Here, ons dankie dan vir die vertroosting wat net U kan gee. Ons dankie dat U by elkeen vanoggend stil staan. Laat die diens nie net 'n diens wees om krieket te onthou nie, maar ook 'n diens wees, Here, waar ons U onthou. En dat U opgestaan uit die dood uit om vir ons nuwe lewe te gee. So bid ek dan dat U vrede in elke hart se manifesteer, 'n vrede, Here, wat alle verstand te bowe gaan, maar 'n vrede wat net U kan gee. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat U net die sitplek inneem asseblief. Die familie het net graag gevra dat almal net asseblief as julle klaar is en dat julle in julle motors klim, die karwag het iets sal gee om vir hom dankie te sê dat hy na die motors gekyk het. En dan net weer almal herinner dat ons sal nou vandag na die Zandfontein begrafplaas vir die aardebestelling van Chrissy Bester. Baie dankie. Kan ek vra dat wie gaan help met die kus uitdra, vir my asseblief sal opstaan? En na vore kom. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all 1,000,000 miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. They'll
there'll be no such thing as broken, and all the old will be made new, and the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me, until I'm standing with you in the sun. I'll fight this fight in this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new, and the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new, and the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you stand